Here Jesus, dankie vir die wonderlike voorreg om op hierdie donderdag aand so by mekaar te kan wees. Om in hierdie gebou iets van u heilige teenwoordigheid by ons, in ons, deur ons, te kan ervaar. Te weet, Here, in 'n deur mekaar ou wêreld, wat lyk my net al hoe meer deur mekaar wil word, het ons as gelowiges hierdie versekering. U sit op die troon. En daarvoor, Here, eer ons u. Daarvoor aanbid ons u. Daarvoor buig ons voor u vanaand. In diepe afhanklikheid vra ons, Here, dat u deur u woord en deur u gees dan met ons sal wees vanaand. En dat ons hiervandaan huis toe sal gaan. Ja, na hierdie deur mekaar ou wêreld toe sal gaan. Met die absolute versekering in ons harte. U is in beheer. Al lyk dit nie altyd so nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanaand in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan lekker saam sing. Kom ons staan en dan sing ons hierdie goddelike liefdesbande bind in Jesus mense saam. Kom ons staan en sing ons dit saam. Goddelike liefdesbande bind in Jesus mense saam, bind uit alle wêreldlande, die verlostes in sy naam, een in Gees geloof en doop, een in keuse liefde hoop. Ja, 'n groot verloste skare sien ons op sy roepstem kom. Groter groei dit met die jare, alle volke huldig hom. Kinders by al Vader tuis, vreugde oral vul sy huis. Groot is sy geduld en liefde, Jesus Christus, God en mens. In ons wek hy naaste liefde, stuur ons na ons medemens. Mense eensaam hongernak, die kom hy ons naaste maak. Laat ons liefde en gebede vir mekaar ons hegter bind, dat hy kom die vors van vrede, mag hy ons so werksaam vind. Kom, ja, kom, so roep die bruid, en die Gees verlangend uit. Ons skrifgedeelte vanaand, liewe vriende, is Johannes hoofstuk 21 vanaf vers 15. Johannes hoofstuk 21
vers 15, en dit is in die die 83 vertaling van die Bybel. Ou moet nou mooi tussen al die verskillende vertalings onderskei. 83 vertaling. Johannes hoofstuk 21. En in die gedeelte wat dit voorafgaan, word dan nou, weet ons dat Jesus nou gesterf het, opgestaan het uit die dood, en dat hy dan nou 3 keer aan die disippels, volgens die Johannes evangelie, weer aan die disippels verskyn het. En hierdie is nou die 3de keer wat hy aan hulle verskyn. En as deel van hierdie vertelling word daar dan nou vir ons vertel van sy gesprek met Petrus. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer, 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: volg my. Alles is verby, vriende. Alles is verby. Of is dit? Jesus is gebore. Jesus het vir 33 jaar gelewe hier op aarde. Jesus het aan 'n kruis 'n wreedaardige dood gesterf. Jesus het opgestaan uit die dood. En nou? Wat nou? Wat nou? Alles is verby. Of is dit? Sien, vriende, dis die vraag waarmee die disippels van Jesus in hierdie gedeelte van wat ons gelees het en dit wat vooraf gaan en ook hierna volg, mee worstel in 'n sekere sin. Of hulle nou
dit bewustelik gedoen het of onbewustelik, dit weet ek nie, maar op 'n manier moes hulle sekerlik vir hulle self afgevra het, wat nou? Alles is verby. Of is dit? En sien stadig maar seker keer hulle terug na hulle ou lewe van visvang. Die gedeelte wat ons nie gelees het nie, wat hierdie ene vooraf gegaan het in hoofstuk 21, vertel juis daai verhaal, dat hulle terug is na die see van Tiberias toe, dat hulle probeer visvang het, niks gevang het nie, en uiteindelik het Jesus hulle gehelp om 'n reuse vangs te maak daar die aand. Hulle is terug na hulle ou lewe van visvang. Hulle is weer terug na die plek toe, waar Jesus hulle 3 jaar vroeër geroep het om hom te volg. Die heel eerste keer. Hulle het vol sirkel gekom. Is dit nie maar so tipies van die lewe nie? 'n Mens keer gou weer terug na daardie ou lewe toe. Omstandighede moet net reg wees. Jy het dalk iewers op 'n mannekamp of 'n dameskamp of iewers by een of ander groot geestelike funksie of erediens jou hart vir die Here gegee, met oorgawe gegee, al jou drome, jou lewe, alles vir die Here gegee. En jy het begin, fliks, getrou, elke Sondag in die kerk, gereeld jou Bybel gelees en entoesiasties deelgeneem aan al die aktiwiteite van die Christelike lewe vir ons bied. En sonder dat jy dit gekies het, sonder dat jy dit beplan het, is jy ewe skielik weer by jou ou lewe. Jou gebedslewe, nou, toe nog 'n gebed of 2 elke nou en dan. Ek lees daarom nog so af en toe die Bybel, en soms is ek nog lus om kerk te gaan. Na Jesus se opstanding het sy disippels, dis nogal vir my interessant, nie by sy disippels gebly nie. Hy het gekom, aan hulle verskyn en dan weer verdwyn. Dan weer gekom, aan hulle verskyn en weer weg. En ons weet dit, want ons lees hier, dat hierdie die 3de verskyning is van Jesus aan sy disippels. Maar wat vir my interessant is, as ons hierdie hele hoofstuk sou gaan lees het vanaand, sou jy gesien het, dat hierdie hele verskyning in misterie gehul is. As daar in die eerste paar verse van hoofstuk 21 vir ons vertel word van Jesus se verskyning daarso, dan herken niemand hom nie. Niemand weet dis Jesus nie. Dis eers later wat Johannes, en hy word nie Johannes daar genoem nie, daar word gesê, die disipel vir wie Jesus baie lief was die eerste een om hom te herken. En is hy wat dan vir Petrus attent maak daarop dat dit Jesus is wat daar op die oewer staan. Dit is amper soos die Emmausgangers. Jesus word nie herken deur die 2 Emmausgangers nie. Hulle is nog op pad
op pad huis toe, droewig en hartseer oor al die gebeure in Jerusalem, en dan is hierdie man hier langs hulle, en hy vertel hulle van die skrifte. En is eers later dat hulle agterkom, maar dit was Jesus. Dit is mos soms regtig moeilik om die Here in hierdie ou morsige, deurmekaar, gebroke, stikkende ou wêreld raak te sien. Dit is mos. Hoe kan jy hom raak sien tussen al die pyn van hierdie wêreld? Hoe kan jy hom raak sien as daar die heeltyd 'n klomp bomme om jou bars? Soos wat in Palestina gebeur of Sudan, Oekraïne. Hoe moet jy die Here kan raak sien as jou maag pyn van die honger? Hoe moet jy hom kan sien tussen die ewige twis en die geskree op mekaar by die huis? Of die finansiële uitdagings wat jy beleef? Hoe moet jy hom sien? In ons teks, soos ek net nou gesê het, is dit Johannes wat Jesus die eerste keer raak sien. En dan vir Petrus na hom toe wys. En wat vir my interessant is dat die teks nie sê dis Johannes nie, maar juis sê die disipel vir wie Jesus baie lief was. My woordjie lief is nogal belangrik dwars deur hierdie teks wat ons gelees het. Liefde speel in 'n sekere sin 'n deurslaggewende rol, sal ons ook later sien in hierdie teks. Hierdie ontmoeting tussen Jesus aan die een kant en Petrus aan die ander kant sal ook deurslaggewend wees, nie net vir Petrus nie, maar vir die res van die disippels wat daar was, die 7 van hulle, en ook die ander. Dit sou later ook deurslaggewend raak vir die kerk van die Here Jesus hier op aarde, en elke ander persoon wat deur die eeue heen hulle lewe vir die Here sou gee en hom sou leer lief kry, en 'n disipel van hom sou word en hom sou begin volg. Vir elke een van ons is hierdie ontmoeting tussen Jesus en Petrus van kardinale belang. Want sien, daar is een groot vraag wat alle disippels van die Here moet kan beantwoord. En daardie vraag is hier ook aan Petrus gevra. En let baie mooi op. Jesus gebruik Petrus se naam Simeon. Dis die naam waarmee hy groot geword het. So Jesus gaan haal vir ou Petrus daar as ware in sy ma se buik. Jesus begin by die begin met Petrus, wanneer hy hier met hom in gesprek tree. En hy doen dit met almal van ons ook. Reeds daar in die skoot van die moeder, sê Psalm 139. En dan die vraag wat hy Jesus hom mee konfronteer. En ek dink die oomblik toe Petrus hierdie vraag hoor wat Jesus van hom vra, moes daar 'n klomp prentjies hier in Petrus se kop oopgegaan het.
Hy moes onmiddellik daai diensmeisie gesien het teenoor wie hy Jesus verloon het, net voor hy gekruisig is. Hy moes die kere gesien het toe hy arrogant was en gedink het, man, hy is die myn Mackie, en sommer die ene ou se oor afgekap het, voor die inhegtenisneming. Hy moes gesien het elke keer wat hy impulsief was. En dan vra Jesus vir hom die vraag, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Die eerste keer wat Jesus dit vra, voeg hy nog ietsie by. Meer as almal hier. Ek sien eintlik amper vir Petrus daar so staan voor die Here. 'n Mens kry amper jy kan dit nie lekker in die teks sien nie, maar ek dink hy het so gehap na sy woorde. Hy het nie lekker geweet wat hy moet doen en wat hy moet sê nie. En uiteindelik kom die woordjie ja, Here uit. En skielik besef ek, liewe vriende, met die aanhoor van Jesus se vraag aan liewe Petrus, uit my eie ou lewe, miskien sien jy jouself ook daar, maar ook vol eie belang is, arrogantheid. Daagliks is ek ook maar besig om hier en daar en oral waar ek kom, Jesus te verloon, omdat ek te bang is om op te staan vir hom. Is ek te bang om die onreg wat gepleeg word teenoor 'n ander uit te wys. Want dan's ek mos nou in die kollig. Dis asof Jesus hierso sê, Leon, het jy my baie lief? Meer as almal hier. Miskien wil jy graag jou eie naam daarin voeg. En dan antwoord Petrus, ja, Here, U weet dat ek U lief het. U weet. En dan vra Jesus om 'n tweede keer. Dis so half asof die Here nie gehoor het nie. Het jy my baie lief? En ou sien half die verbasing op Petrus se gesig as hy dan na Jesus kyk en hy sê, nou, hy sê dit nie, maar jy sien dit. Waarom vra die Here Jesus dit dan tog nou 'n tweede keer vir my? Ek het mos geantwoord. Is dit ook moontlik dat hy my nie glo nie? Maar hier is die ding, vriende. Dit stop nie daar nie. In Petrus se geval vra die Here hom 'n derde keer. En dit koppel as het ware aan die 3 keer wat Petrus Jesus verloon het. En al die ander disippels wat as lafaarde weggehardloop het, daardie droewige Vrydag, Donderdag toe Jesus gevange geneem is. Maar gaan weg
gekruip het, wat nie bereid was om op te staan vir Jesus nie, wat nie bereid was om in te tree vir Jesus nie. En weer antwoord Petrus, u weet dat ek u liefhet. Maar vriende, soms is ons verloning van Jesus so diep en so skokkend. Soms loop ons selfsug so diep en ons eie geregtigheid en optrede en eie belang so wyd in ons lewe, dat die Here 'n derde keer, soos vir Petrus, ook vir my en jou moet vra vanaand, het jy my lief? Want jy sien, liewe vriende, disippelskap begin om 'n kind van die Here te wees, om 'n volgeling van die Here Jesus te wees, om 'n Jesus mens te wees, begin nie by die vraag, ken jy die Here nie? Begin nie by die vraag of ek hom oral en altyd in hierdie deurmekaar ou wêreld kan raak sien en herken. Begin nie by die vraag of ek op die kerkraad dien of al gedien het in my lewe nie. Begin nie by die vraag of ek elke Sondag kerk toe gaan nie. Begin nie by die vraag hoe gereeld ek bid of Bybel lees nie. Begin nie by die vraag hoe ek vir die armes sorg nie. Al daai vrae is ook belangrik, maar dis nie waar disippelskap begin nie. Begin by hierdie vraag: het jy my lief? Ek het mos nou al geantwoord, Here. Hoor ek Petrus sê? Maar hierdie keer, as hy wel die Here antwoord, is daar 'n kraak in sy stem. Ek dink daar kon dalk selfs 'n traan oor sy wang gerol het. Bedroef antwoord hy, die Here sê die teks vir ons. Maar hoor mooi hoe hy dit antwoord. Here, u weet alles. U weet alles. Ja, Here, u weet dat ek u liefhet. U weet alles. Wat Petrus hierso sê is, u weet, ek het u 3 keer daardie aand toe u gevange geneem is, verloon. U weet dit. U weet dat selfs die haan gekraai het toe ek dit gedoen het. U weet alles. U ken daardie diep geheime wat ek wegsteek, wat niemand weet nie. En niemand kan sien nie. U ken daardie begeertes wat hier in my kop rond hardloop soos 'n afkop hoender. U ken alles. Jesus wou nie maar net weet of Petrus hom liefhet nie.
Jesus wou weet wat is die kwaliteit van Petrus se liefde vir Jesus. Jesus wou weet hoe duursaam Petrus se liefde vir hom sou wees. Een van my groot teologiese helde is 'n Duitser met die naam van Dieter Bonhoeffer. Dieter Bonhoeffer is op die 9de April, my verjaardag toevallig, is hy doodgeskiet deur die nasies omdat hy opgestaan het wat reg was. Hy het die volgende gesê: When Jesus calls us to be his disciples, he calls us to die. Disipelskap, die kwaliteit van die liefde, die duursaamheid van die liefde waarna Jesus hier vra, is 'n liefde wat gestalte vind daarin om te sterf. En dis nie net fisies nie. Dis om te sterf van jouself, dis om te sterf van jou begeertes, dis om te sterf van jou geheime, dis om te sterf aan al daardie dinge wat ons so besig hou deur die lewe. Sodat Jesus nommer 1 kan wees. En dan eers, dalk ook sterf, fisies. Dan wanneer ek dit duidelik het, liewe vriende, eers dan kom ek en kan ek 'n disipel van die Here Jesus wees. Eers wanneer hierdie liefde vir Jesus en die kwaliteit daarvan en die duursaamheid daarvan in my lewe sigbaar word, eers dan is ek 'n disipel van die Here. God roep ons om hom in die heel eerste plek lief te hê. Tot die dood. Sonder hierdie liefde vir Jesus is niks in ons lewe enigsins moontlik wat die moeite werd is nie. As jy Jesus liefhet, sal ook almal vir wie Jesus lief is, sal jy ook almal waarvoor Jesus lief is, sal jy hulle ook lief hê. Maak nie saak hoe vreemd daardie ander is nie. Maak nie saak watter kultuur hulle is en watter taal hulle praat nie. Die oomblik as jy verstaan dat Jesus vir hulle ook lief is jy ook vir hulle lief. Omdat jy 'n volgeling van Jesus is. Dis asof die Here hier voor ons staan vanaand met hierdie een vraag. Wat hy 3 keer vra. Het jy my lief? Dis eers nadat Petrus die 3de keer bedroef geraak het en gesê het, Here, U weet alles, ek kan niks vir U wegsteek nie. Dat die Here dan vir hom sê, kom, volg my. Die Here sê vir my en jou vanaand, kom, volg my.
Amen. Here, hierdie is nie 'n tyd vir woorde nie. Hierdie is 'n oomblik van dade. Want die liefde, Here, leer U ons. Iets wat jy voel nie, maar iets wat jy doen. Mag ons mekaar en almal om ons in hierdie stikkende, chaotiese ou wêreld lief hê, soos U almal liefhet. Amen. Ons gaan afsluit staande deur hierdie lied te sing. Waar daar liefde is en deernis. Waar daar liefde is, hoor mooi, daar is God die Heer. Ons gaan hom 3 keer sing. Eerste keer Afrikaans, tweede keer die Latyn, derde keer weer Afrikaans. En dan kan ons bly staan vir die seën. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Ibi caritas amor, ibi caritas, dies ibi est. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Geliefdes, die Here staan voor ons vanaand met die vraag: het jy my lief? En dan stuur hy ons na die wêreld met hierdie woorde: mag die genade van die Here Jesus Christus met julle wees. Mag die liefde van die Vader in julle harte brand. En mag die Heilige Gees ons vertroos en lei in die waarheid. Amen. Amen.